Ons praat vanoggend oor Jehovah. Ja, nee, as mense dit moet sê, dan voel dit asof jy tong wil knoop, maar eintlik kan ek dit sê. Tzidkenu. Dit sê, the Lord, our righteousness. Dit is wat daai naam beteken. Nou, is eintlik baie profound dat ons vandag actually nagmaal doen, want dit pas baie mooi in by die woord. En in Jeremia 23 vers 6 praat hulle van daar sal 'n branch wees wat gaan kom wat dit sê this is wat dit's 23 vers 6, maar as julle nou die voorste stukkie gaan lees, dan gaan dit eintlik oor uit Dawid uit sal daar 'n ek weet nou nie wat se Afrikaanse woord dit weer klink, ek wil nie sê tak nie, klink weer. 'n branch, 'n takkie. Klinkt net funny. There will be a branch, one in a righteous one. And say, this is the name by which he will be called. The Lord, our righteousness. En dit verwys na Jesus Christus wat gekom het, of wat gaan kom, as die geregtige, die een wat gesterf het aan die kruis, die een wat sy bloed vir ons gevloei het, en die een wat alles gaan kom regmaak. En ek dink partykeer dink ons, ek dink so aan die Jews, skus, julle vergewe my, ek sal maar eerder Engels praat, so ek Afrikaans praat. En in elk geval, kyk na die Jews, en ek dink myself, toe Jesus op die donkie kom, het hulle eintlik 'n man op 'n wit perd verwag. 'n redder op 'n wit perd, wat hulle gaan kom red, en alles net gaan kom mooi maak, en dan gaan alles verby wees. Hy gaan kom, maar hy het nog nie gekom nie. En ons is hier op aarde om juist te sê, Here, toe al die predictions gekom het van die Here wat kom die 23ste September, toe sê ek soos, dit sal great wees, dit sal amazing wees. Maar Here, die wêreld's nog te verlore. There's too many lost souls. En te veel mense. En eintlik, soos wat ons baie gesprekke gehad het in die laaste tyd, eintlik besef ek net weer eens dat al teen die tyd wat die Here kom, gaan daar nog steeds baie verlorenes wees, en dit is baie hartseer. So, die feit dat wanneer hy kom, weet ons dat elke knie gaan buig en elke tong sal getuig, beteken nie dat almal hom aangeneem het nie, maar almal sal buig, want hy is die koning van konings, en hy is die geregtige een. Okay, so as ons so 'n bietjie kyk na, daar's soveel skrif in die Bybel wat gaan oor God se geregtigheid. En ek gaan nie alles vir julle kan gee nie, maar julle is welkom om dit te gaan ondersoek. Dit is altyd lekker as 'n mens iets doen en jy dit self kan ondersoek en jy besef, dis eintlik, daar's soveel meer wat jy kan leer as jy dit self ondersoek, as wat iemand dit net vir jou 'n teaching daaroor gee. So as ons kyk na God, the Lord, our righteousness, dan kyk ons daar so 'n paar goedjies wat ons kan sê, as dit kom by geregtigheid. So God is ons bron. Okay? God is our source of true righteousness. Okay? Righteousness is not something we achieve on our own. It comes from God. We cannot do works to become righteous. It comes through God. Okay. So, ek ben net gou kyk wat sy ander skrif, Jeremia 33 sê hy weer, there's a branch that will come, en dit kom weer dat the Lord our righteousness, so, daar al is daar gesê dat daar sal 'n geregtige persoon kom, tak, there will be a branch that will be righteousness, en dit is Jesus Christus, en hy sal alles kom heel maak. Okay. Nou, wanneer ons kyk na geregtigheid, wie het al geworstel met die feit van wat is geregtigheid? Julle mag vir my wys. Wie het al geworstel daarmee? In die sin van wat is geregtigheid? Want jy kyk om jy en dink jy, yes, like it. Daai ou ry oor die stopstraat, daai gister toe ons die kinders gaan haal by 'n kuier in Durbanville of ergens, daar op die N1 soos op die wat sy straatpad se naam? As jy kyk gate toe gaan, maar net voor dit, anyway, dan gaan jy mos nou so op, gaan jy op die N1, en daar kom 'n taxi. Ek praat nou van
net na 10 in die aand. Hier kom hy besluit en woep, hy ry voor ons in en toe is hy nog spytevol ook, toe besluit hy, toe ons by die robot is om links te draai en toe besluit hy gaan nou net daar staan en kyk wat doen ons. En ek is soos, 'n mens raak kwaad, nee, en ek moet die ek sit so, want dis nou kinders, ons kan ek druk nie drie se been, so ek sien, hy wil die ou nou 'n bietjie net vertel, dat hierdie was nie reg nie. En ons sien die goeders, ek bedoel, dit is toch geregtigheid, nee, dit, jy moet in righteousness leef. Maar God is just. En as ons net verstaan, dat ons hoef nie alles die heeltyd, jy moet righteousness lief hê en unrighteousness haat. Okay, jy moet dit haat, maar wat doen jy wanneer hierdie goed gebeur? Dan maak jy soos ek 1 jaar gemaak het toe ons van Hartemos af teruggekom het. Dit werk nie altyd nie, maar dit het daai keer gewerk, want ek dink my hart was opreg. Baie keer dink ons as ons een keer iets gedoen het, dit gaan altyd so wees. Ons ry van Hartemos af terug en die pad is besig. En daar by Malgas of wat daar waar die vlammetjies brand in die goeders, is daar sulke, jy mag net 100 ry en ons sulke geel lyne. En dis 'n ou hier agter ons, maar hy druk en hy druk. Ek soos jou milies, ek ry 100. 100 sê, dit sê 100. So partykeer is 'n mens haastig as jy ry bietjie meer en jy sien, ek ry bietjie vinniger. Ek bedoel, ons mos dan nie Aspres nie. So ek bedoel, jy moet net 180 ry en 100 sone nie. En die ou druk. En op 'n stadium besluit hy, nou het hy genoeg gehad. Ek bedoel, hy het omtrent 'n halfuur agter ons gesit en hy besluit genoeg gehad. En op daai geel lyne ry daai ou so verby ons. En ek sê, my magtig, ek sê, laat geregtigheid geskied. Julle, ek het dit skaars gesê, toe kom die spoedkop. Dis ek sê, toe is hy nou al 'n rukkie weg, toe sê ek sê, okay, waarvoor was dit nou? En toe ons ry tussen die ou, toe het hy daai ou afgetrek. En ons moet onthou, dat ons kan nie met alles, ons kan nie altyd in ons vermoë geregtigheid laat geskied nie. Okay? Partykeer moet ons net sê, Here, ek los dit in u hande. Want die persoon is anyway dalk veiliger daar. Want daar's genade vir hom by Christus. Ons het nie altyd die genade nie. So, met dit wat ek nou wil, die punt wat ek daarmee wil maak, is dat baie keer dink ons in ons werke en in die wette wat daar is. Nou hoor my, moenie hoor wat ek nie sê nie, hoor wat ek sê. Die wette is belangrik. Ons moet die wette nakom, ons stap in geregtigheid, ons is eerlike, opregte mense. Doen die wette wat nie teen God se wil is nie, doen dit. Tot die beste van jou vermoë, want dit is goed vir jou, en ons almal. Maar wat baie keer gebeur is ons dink dat wanneer ons, kom ons vat die 10 gebooie, as ons die 10 gebooie 100% reg kry, dan het ons in geregtigheid gestap. So wat eintlik gebeur is, in my eie fisiese werke doen ek, sorg dat ek nie die 10, so mens, hoe sê hulle altyd, good people also go to hell. Goeie mense gaan hel toe. Want al doen ek geen van die 10 gebooie nie, soos en al breek ek niks van dit nie, maar ek het nie Christus nie, is ek nie geregtig nie. Sonder Christus kan ek nie geregtig wees nie. Wat beteken wanneer ek in Christus is en ek geregtig is, deur hom, wil ek nie die 10 gebooie doen nie, breek nie. Ek wil dit doen, wil nie dit breek nie, as ek het so gesê. So ons wil nie dan moord pleeg en seksuele sondes en goeters en dinge wat daar staan, wil ons nie doen nie. En ons moet verstaan dat ons kan nie geregtig wees sonder Christus nie. So al doen ek al die wette van die wêreld, sonder Christus sal ek nooit geregtig wees nie. Ek sal dalk soet wees, maar nie geregtig nie. Okay, so God provides a way for his people to be declared righteous, en dit is waar hy gesê het, ek stuur my seun. Hy het 'n pad voorberei vir ons almal om geregtig te wees. En ons gaan nou die nagmaal gebruik, en dit is wat ons eintlik geregtig maak, is die feit dat Christus gekom het, dat hy gesterf het, sonde geraak het, ons sonde op sy skouers gevat het en gesê het, ek sal vir julle, ek sal betaal vir dit wat julle gedoen het. En in dit het hy gesê, deur die kruis is julle geregtig in my. Dis al ons geregtig kan wees. Nou, julle kan nog gaan kyk in 2 Korintiërs 5 vers 21.
Daar is nie 'n U-version nie. Ek doen nie daai tegnologiese goeders nie. Iemand het gister vir Rudy gevra, ons fout met die app. Daar's nie iets daar nie. Nee. Ons almal doen dinge verskillend. So 2 Korintiërs 5 vers 21 sê die volgende. Hy sê, God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. So only in him, maar dit is God wat die weg gemaak het. En dan, julle kan Romeine 3 vers 21, wil ek net vir julle lees. Romeine 3 vers 21 en dan gaan ek so na vers 22 ook lees, maar hoor gou wat sê hy. Hy sê die volgende. But now, a righteousness from God, a righteousness from God, apart from law, has been made known, to which the law and the prophets testify. This righteousness from God comes through faith in Jesus Christ. To all who believe, nie met jou kop nie, met jou hart. En daar is, dit sê dit actually, I say, all who believe, there is no difference, for all who have sinned and fall short of the glory of God, and are justified freely by his grace through the redemption that came by Christ Jesus. God presented him as a sacrifice of atonement. Through faith in his blood, he did this to demonstrate his justice. Because in his forbearance, he had left the sins committed beforehand unpunished. He did it to demonstrate his justice at the present time. So as to be just, and the one who justifies those who have faith in Jesus. Wanneer ons in Christus glo en met ons mond bely en sê dat hy is God van ons lewens. Dis nou vir die wat hom aangeneem het as hulle verlosser en saligmaker. Nie met jou kop nie, met jou hele wese. Wat baie keer gebeur is, ek het al baie die vraag gevra, sê Here, ek verstaan nie, hoe soveel mense tot bekering kom en dan sien 'n mens nie 'n verskil of verandering nie. Wat baie keer gebeur is ons het so geleer om met ons emosies goed te doen. En ons kan nie meer onderskei tussen ons emosies en die teenwoordigheid van God nie. Ons kan nie, wanneer ons liedjies sing, kan ons ook nie meer regtig onderskei tussen 'n hype van die musiek self en 'n actual verandering wat in my gees plaasvind nie. Want ons is so ingetune met wat dink mense, hoe iemand het iets gesê, nou is ek offended, ons al die goed in ons lewens, dat ons nie meer kan onderskei wat in ons harte aangaan nie. En dan net eendag, dan bars daar 'n bom. En dan kan jy nie verstaan hoekom bars daar 'n bom nie in jou. Want eintlik het jy so opgebou en vasgehou dat jy het nie neergelê elke dag voor die Here se voete, dit wat jou pla, dit wat jou, daai issues, daai offense, daai woede, daai sondes wat ons doen nie. We need to keep short accounts. Short accounts beteken, elke dag moet ek my hart ondersoek. Elke dag, as hier ietsie opstaan hier binne in my gees, dan moet ek sê, Here, hierdie is nie van U af nie. Ek lê dit neer. Ek lê dit neer. Ek lê dit neer. En partykeer vat dit tyd om daai goed neer te lê. Dis nie altyd net soos, okay, nou sit alles reg nie. Dis 'n worsteling, want die vlees wil vashou aan dit.
want ek is reg en ek mag so voel. Dis my daai ou het nou dit gedoen, ek is geregtig om dit te doen. En dit is nie wat dit is nie. So wanneer ons harte daagliks ondersoek, dan gaan ons ook besef dat wanneer ons sekere goed doen wat godly is, dan kan ons ook baie keer besef dat ek doen hierdie ding nou eintlik net om dit almal anders te doen. Of dit lyk goed. Of hierdie is nou cool. Maar om die hart te ondersoek van wat hier binne aangaan, beteken dat wanneer ek, en dit was nou my stryd, vir 'n lang tyd, ek sê 'n stryd, maar dit is die ding wat ek in die Here mee deurgewerk het. Wanneer ek hier voor staan en ek sing 'n worship song, is dit regtig in my hart? Is dit in my hart? Want nou sing ek, I crown you King of Glory. En ek is soos, Here, eintlik is ek totale al net, ek is nou mislik vandag. Ek het nie lus om hierdie te sing nie. En ons niks fout daarmee nie. Want as jy jou hart is bedrieglik, en as jy gaan, dit wat jy in jou gees, of in jou hart ervaar, wat nie reg is nie, if you justify what you are feeling, dan gaan dit gaan net groei. Jy gaan dit nooit kan neerlê nie. Totdat jy kan bely en sê, ek is eintlik wou ek my wy gehad het gister, en nou is ek eintlik net vies. En nou sukkel ek met hierdie emosie wat ek moet neerlê, want ek gaan nie vir daai ou jammer sê nie, want eintlik was ek reg. Ons almal kan daaraan relate, dis al hoekom ek dit gebruik. Ons almal kan relate, ergens is ons altyd reg. Nee? Ja, dit is so. En ek dank die Here vir mense wat nederig is, wat net altyd sal kom eerste jammer sê. So, ons moet leer om te besef dat dit wat in ons harte is, moet ons ondersoek. Glo ons werklik met ons harte of glo ons met ons verstand dat Jesus God is? Glo ons werklik met ons harte dat hy is wie hy sê hy is? Of verstaan ons dit met ons koppe? Ek het 'n mooi ding gehoor, nogal baie interessant, die vroukie sê, sy sê, you can, onthou, okay, wanneer ons tot bekering kom en ons sê, Here, ek neem U aan as my verlosser en saligmaker, regtig gedoen het, dan word jy gevul met die Heilige Gees, okay. Jou gees en sy gees raak een. Okay, so you are intertwined. Maar onthou, ons is gees, siel en liggaam. Gees, siel en liggaam. Ek het my eie wil. So my gees weet wat is reg, maar my wil is baie keer stubborn. So hier is nou waar dit inkom. Sy sê, the love of God can be in your spirit, but never in your flesh. Which means, jy kan met jou mond sê, jy het Christus lief, en jy het mense lief soos Christus. Wanneer dit in jou vlees begin oorspoel, dan gaan jy dit sien. En wat baie keer gebeur is ons sê almal, ek het Jesus so lief, ek het Jesus so lief, ek het Jesus so lief, maar ons het nie ons medemense lief nie. En dit wat baie keer gebeur, is dat ons het die goed, ons weet wat die woord sê, en ons weet dit moet so wees, en ons weet dit moet so wees, maar hier het ons nog nooit toegelaat dat die Here shape en skaaf en skuur en brand al die iniquities uit, sodat ek werklik kan sê, weet jy wat, daai taxi driver wat gisteraand vir ons ingery het, ek sien nie die verkeerd wat hy doen raak nie. Dis in God se hande. Maar ek het hom nog steeds lief met die liefde van Christus. Nie om cool te lyk of te lyk asof ek very holy is nie, maar om werklik te kan sê, daai persoon wat my so seer gemaak het en so lelik met my was, ek sien nie die lelik raak nie. Ek sien wat God raak sien. Daai persoon wat hy geskape het, wat in geregtigheid staan en wat skoon gewas is deur sy bloed. Dis wat ek raak sien. En daai persoon het ek lief. Nie die gaggas wat hulle doen nie. Dis hoe ons harte ondersoek. Hoe kyk ek na mense? Ons is almal wat kinders van die Here is geregtig. Ons is almal geregtig, but don't justify your sin. Because if you justify your sin,
sal onthou, he's a just God, which means, jy gaan voel, hy's genadig ook, maar it doesn't erase, as ek my toon stamp, gaan hy stikkend wees en hy gaan bloei, daar's iets, as ek dit stamp, gaan daar iets gebeur, of ek gaan hom breek, of iets, en wanneer jy jou toon stamp, as dit kom by sonde, of ongeregtigheid, gaan jy dalk dit net ervaar, die consequences, daar's die woord wat ek gesoek het. Maar in Christus is daar vir ons geregtigheid. In Christus is daar vir ons geregtigheid. Ek kan nie dit deur my eie werke doen nie. Hy is just. He rules with justice. So sê, he is a just and true judge who always does what is right. Nou, nie reg in jou oë noodwendig nie, maar reg in geregtigheid. Bring my terug na Daniel. Julle ken Daniel se storie. So, ons het nou die dag, ek moet net so vinnig ietsie ingooi. Ek lees hierdie goeters en ek sê, nee, Jessie, mense kry Daniel vas, nee, ons almal doen, weet hulle Daniel vas gedoen? Ok. Hulle noem dit mos die 21 dae vas en doen die groentes en vrugtes, daai goedjies, nee? Dit is eintlik nie biblically so iets nie. So, wat gebeur het, is Daniel het gebid mos, vir 21 dae en toe kom gee die engel vir hom sy antwoord. Maar toe hy gevat is met die oorlog en die goed en hulle gevat is in die koning se paleis beland en hulle moet veg en toe sê hy vir die een man daar wat in beheer is van die soldate wat toe sê hy vir hom, ek wil nie van die koning se tafel eet nie. Ek gaan myself nie laat defile nie, ek wil hierdie eet. En hy het favor gehad en die ou het gesê, maar wat maak jou anders? Sê, gee my net 10 dae. Gee my net 10 dae en dan kyk jy. En eintlik waarop het neergekom, hy het vir 10 dae, net vir 10 dae was dit, en toe het hy eintlik vir die res van sy lewe, wat daar was, het hulle so geëet. Want hulle was beter, sterker, en die 21 dae was eintlik toe hy gebid het vir iets heeltemal anders. So, en dis nou iets wat ons almal op mekaar gegooi het. So, baie keer dink ons, ons doen hierdie goeders, want dit is so cool, en daar's 'n 21 dag Daniel vas, maar eintlik is dit nie eers 'n biblical vas nie. So, jy moet net vas, as jy wil vas, soos wat die Here met jou dit deel. En Daniel is in die koning se paleis, en hy is daar doenig, en hy het kind of favor met die koning nou al gekry in sy storie, as julle nou Daniel se storie ken. En hierdie hoë leiers besluit, hulle like nie vir Daniel nie. Hulle gaan vir Daniel 'n poetspak. En hulle het na die koning toe gegaan, nou hoor gou hierso, as jy pride in jou hart het, dan gebeur sulke goed met jou, want die koning het eintlik geweet wie Daniel se God is. Hy het al met hom te doen gekry. Hy het geweet wie Daniel se God is, maar toe daai ouens aan toe kom sê, yes, maak 'n decree, 'n ding wat sê, as hierdie goeters blaas en al die dinge gebeur, moet almal jou aanbid, en hy sê, yes, dit klink cool, ek like dit, kom ons doen dit, sonder dat hy besef het wat hy doen. En toe hy dit gedoen het, toe het hy berou, want toe kom hulle na die koning toe en sê, Daniel het sy God aanbid. Hy het nie jou aanbid nie. Hy het besluit, hy gaan nie die wet nakom nie. En 'n koning kan nie, as hy die decree gemaak het, hy kan hom nie terugtrek nie. Nee? Toe gaan die koning en hy hou so lank as wat hy kan uit. Soos in 10:00 vanaand moet die almal in die tronk wees. Almal moet by die leeu's wees. Enigiets na 10, hulle moet daar wees. En die koning het so berou gehad en hy het uitgestel totdat hy sê, okay, hy moet nou, want hy kan nie teen sy eie decree gaan nie. Hy het nou 'n wet gemaak en dit moet nou so wees, nou gooi hy vir Daniel in die leeukuil. En die volgende oggend vroeg, toe hardloop die koning na die leeukuil toe en hy sê, Daniel, het jou God jou gered of beskerm. En dit kom alles terug hiernatoe. Maak nie saak hoe die decree tot daar gekom het nie. Maak nie saak of dit nou wat dit was, hoe dit gebeur het nie, maar daar's 'n decree daar neergesit wat sê, as hierdie goed gebeur, moet almal die koning aanbid, of hierdie standbeeld, of hierdie ding, of wat ook al. En Daniel sê, en dis dieselfde was met Sadrag, Mesach en Abednego, al die dinge, al die nego's. die 3 manne en die 4, is hulle het geweier om 'n ander God te aanbid. En Daniel was bereid om te sê, gooi my in die leeukuil. Hy het nie gestoei met die koning nie, hy het nie beklei nie.
Selfde met die ander, sy gooi ons dan in die vuur. Lampe sê het self ingestap. En gesê, as ons God sal ons red, maar as hy ons nie red nie, is dit ook oké. En wat ons baie keer doen, is ons wil bargain. En ons wil compromise. Want hier is nou iets wat gesê is, maar as ek nou my goed gaan aanbid, gaan ek in die tronk beland, vir leeu's gaan my opvreet. En dit kom terug, in wie is jou geloof? As 'n leeu my nou moet opeet, want ek is in 'n tronk, dan gaan ek hemel toe. Dan sê ek, cheers, good riddance, en ek is happy daaroor. Dis iets wat ek oor rejoice. Maar as ek weet, hier is my hart nie reg nie, en nou ek het te veel goed, gaan nie hemel toe nie, dan gaan ek begin bargain. Want even in dit alles, as ons in geregtigheid stap, sal God vir jou sorg. Hoeveel van die disippels was in die tronk gewees? Dit staan eintlik hier in die woord, sê dit. Jy sal dalk gepersecute word. Wees okay daarmee. As jy in geregtigheid stap, sal God die paaie vir jou gelei. Hy sal dit uitsort. Maar ons wil al die gemak en al die gerief en alles hê, en ons begin compromise en ons begin bargain. Daniel het gesê, daar's geen manier nie. Ek dien nie aan 'n ander God nie. Ek dien nie aan 'n ander God nie. Dit het baie maklik vir ons geraak om ander gode te dien. As dit al so maklik was in die Israeliete se tyd, dink net hoe maklik is dit nou. Hier's baie dinge. Yes, hier's AI's, daar's goeters, die lewe is incredible en amazing. Selfone, TV, en ek sê dit nie omdat ek snaaks is, hierdie is die waarheid. Ons sit ure en ure en skraal deur ons fone, maar ons het nie tyd vir mekaar nie. As jy gaan optel hoeveel ure jy op jou foon skraal, ek praat nie van, ek gee nie om of jy Christian stuff kyk nie. As jy ure en ure op jou foon scroll en jy spandeer nie tyd saam met die Here dieselfde hoeveelheid nie, dan het jou foon 'n afgod geraak. Dan moet jy jou kalfie neerlê. En soos ek sê, ek praat met myself. Ek lê gereeld die goed neer, en is moeilik vir die vlees. Dis moeilik vir die vlees. Want die vlees soek die lekker. Ons wil nie moeite doen nie. Ons wil nie werk. Ons wil nie gerefine word nie. Ons wil nie gebrand word deur sy consuming fire nie. Ons wil net op daai gemaklike plek wees. Hierdie is genoeg. Here, hierdie is genoeg. Ek vloek nie. Ek het nie road rage nie. Ek het niemand doodgemaak nie. Ek probeer nie skinder nie. En ons dink dit is okay. Ek sê nie, jy gaan nie hemel toe gaan nie. Ek het nie gesê, die goeters, it's inevitable, dit gaan gebeur. Ons gaan almal deur refining moet gaan. Want ons lewe in 'n wêreld, waar daar constant goeters is wat ons aandag aftrek. Okay. So, as ons gaan kyk, julle kan 'n bietjie gaan kyk na Deuteronomium, as dit kom by God rules with justice, dan gaan dit oor wat ek wou sê is, Daniel, toe die koning vir Daniel vra, die ding oopmaak en sê, Daniel, lewe jy nog? Toe sê Daniel vir hom, in God se oë, was ek in geregtigheid. So hy sê, in God's eyes, I was in right standing. Wat beteken, hy het in geregtigheid gestap. Ek het 'n paar jaar terug in COVID se tyd het ek 'n worsteling gehad met hierdie righteousness ding, want onthou, as vlees probeer ons altyd die law hou. En as ons die wet onderhou, dan is dit geregtigheid. En die Here tik met my vingers, daai tyd, en ek is soos, ons is pastore bymekaar en almal vat die een vat die ander ene aan oor jou kerk oop is en daar mag net 50 wees en ons sê wel as daar nou 3 of 4 of 5 ekstra kom, gaan wragtig nie my deur toe maak nie, dis siele vir die koninkryk van God. So ons het sulke gesprekke tussen pastore en van hulle raak kwaad oor ons kerke oop is en dit mag nie oop wees nie en al sulke goeders. En ek is soos, en hier's 'n pastoor
hy's eintlik was daai tyd 'n pastoor by 'n ander kerk, maar hy's eintlik 'n evangelis van natuur. Hy's geskape as 'n evangelis. En ek onthou, hy het in COVID tyd, wat ons nie mag uitgegaan het nie, het hy letterlik na mense se huis toe gegaan en sy hande op hulle gelê en vir hulle gebid. Want dit was die opdrag van God. So, en so nou stoei jy met hierdie ding, soos in Here, maar kyk wat doen hulle. En ek bedoel, ons word gepersecute omdat ons 5 mense ekstra, behalwe die 50 nou, laat toelaat en alsige goed, en ek is soos, okay Here, ek verstaan nie hierdie ding van geregtigheid nie. En die Here vat my toe na Daniel toe. En ons moet hierdie onthou, as God vir jou 'n opdrag gegee het, onthou, COVID se tye, die wette wat daar gesit dit was meer vir beheer. Dit was om te beheer wat ook al die wêreld mee besig is. Okay. So ek kan nie in rebellie gaan en sê, "Jesus, daai pastoor ry rond en hy lê hande vir mense op, ek kan maar ook rondloop nie." Want dan is my hart op verkeerde plek. Nou's ek rebellious. Hy's gehoorsaam en ek is rebellious. Wie stap in geregtigheid? Nie ek nie. So as God nie vir jou 'n opdrag gee nie, as hy vir iemand anders 'n opdrag gegee het, kan hy nie op daai ou se opdrag ry nie. Hy stap in geregtigheid. Hy doen wat God vir hom gesê het hy moet doen. As ek rebelleer en ek gaan doen dit, want hallo, dit is mos reg om hande vir mense op te lê en vir die siekes te bid. But it was never of God. Dit was met 'n rebelse hart. En dit is daai goed wat ons altyd nie verstaan, en wat is God se geregtigheid en wat is die wettiese geregtigheid nie. Ja, onderhou die wet. Moenie te vinnig ry nie, stop by die stopstrate, stop by die robotte, dit is vir ons almal se veiligheid. Okay? Moenie silly wees nie en doen wat reg is. Maar wanneer dit kom by iets wat soos Daniel, iets wat teen God se wil gaan en teen sy wet, daar's net een God. Daar's net een God. Wees gehoorsaam aan jou God. So as God vir my uitstuur, dan gaan ek. Dan doen ek wat hy vir my gesê het ek moet doen. En as ek gepersecute word en beland in die leeukuil, dan beland ek in die leeukuil, dan sal hy my daar uithaal ook. Maar as ek in rebellie gaan optree om met ander mense rondhardloop en die dinge van die Here doen, en dit lyk nou sleg, want ek is ook nou, kom ons sê nou 'n pastoor, en ek doen nou nie wat hy doen nie, dan is my hart op verkeerde plek, wat beteken ek gaan die konsekwensies daarvan dra. En daar's genade daarvoor, maar ek kan nie in 'n rebellie gaan beweeg. En dit is wat baie keer gebeur met van ons, is dat ek kry nie my way nie, nou raak ek rebels, dan gaan doen ek my eie ding. Maar het God jou gestuur? Het hy jou gestuur? Want jy gaan die vrug daarvan pluk. Of het was soos Daniel, of het was in rebellie. So, geregtigheid is nie altyd wat ons as mense verstaan het is nie. Ja, daar's 'n wet. Maar wat is God se geregtigheid? Julle kan daar gaan lees, Deuteronomium 32 vers 4, ek sal vir julle die skrifte gee, julle kan daar gaan kyk. Deuteronomium 32 vers 4, Isaiah 16 verse 5, Psalm 94, 15, as julle weer het wil hê, kan julle vir my vra nou. En dan kan julle Romeine 2 ook gaan lees. Okay. So wanneer ons Wie het al gevra, hoe leef ek 'n lewe van geregtigheid? Want dit is baie moeilik in hierdie wêreld. Wie het dit al gevra? Ek praat nie van wie is 'n soet kind nie, ek praat van wie het al ooit die vraag gevra vir die Here en gesê, hoe leef ek 'n lewe van geregtigheid? En dit is moeilik baie keer. Dit is baie moeilik. Maar die volgende maniere. Walk in integrity. Walk righteously. Okay? Speak the truth in your heart. Do not slander with your tongue. Do not do evil to your neighbor. Al verdien hy dit. Waar is my nagmaal? As ons die bloed van Jesus vat en sy liggaam, wie het al Passion of the Christ gekyk? Julle,
Dit was in 'n ander taal, maar ek het my vrek gehuil die eerste keer. Ek het gechunk, ons het dit in 'n cinema gaan kyk. Ek het so gesit. Dis wat Jesus vir ons gedoen het. Hy het nie omgedraai. En al die mense met 'n weerligstraal vasgevat en gesê, julle unrighteous people, maak julle almal dood nie. Sê, Here, vergewe hulle, weet nie wat hulle doen nie. En ek repent, ons kere wat ek voel, Jesus, ek nou 'n kar gehad, ek het taxi plat gery. Ons almal voel so. Maar dit gaan oor, ek gebruik dit nou net as 'n voorbeeld, dat ons almal weet hoe die taxis ry. Maar dis nie net taxis nie, dis jou medemens wat baie keer so lelik is met jou. So lelik is met jou. En baie keer so lelik raak dat die see nie eers kan skoon was nie. Wat doen jy? Wat doen jy met daai mense? Het jy hulle lief? Of gooi jy vir die wolwe? Ek sê nie mense moet met hulle mingel en elke dag braai nie, want ek wil nou nie, my ore is nie 'n vullisdrom nie, ek wil nie die hele tyd geslaander word en sleg gesê word en goeters oor my, ek gaan dit nie toelaat nie. Maar die punt bly staan. Wanneer dit met jou gebeur, het jy grudge in jou hart? En wat kom uit jou mond uit? Liefde of slegte goed? En dit bring ons altyd terug na die kruis toe. Wat het Jesus vir ons gedoen? Hy is die voorbeeld. Moenie omdraai en dit in jou eie wil regmaak die goed wat met jou gebeur nie. Laat die mense oor aan Christus. En ja, as jy fouteer het, repent. Rarig, met jou hart, nie met jou kop nie, repent. Okay. Don't take up a reproach against a friend. So as jy vriende het, en die Bybel sê dat, ek gaan dit nou sommer net, die Bybel sê duidelik, ons moenie mekaar hof toe vat nie. Ons moenie mekaar probeer uitsort met die wet nie, want daai ou wat daar in die hof staan, hy het geen idee van geregtigheid nie. Hy het sy eie wil en sy eie dingetjies. Ons het dit al almal gesien, mense beland in die tronk wat nie in die tronk hoort nie. Jy sort dit hier uit, tussen mekaar. Selfde met offense. Jy gaan sê nie vir jou pel wat het die ander ou gedoen nie. Jy stap na die persoon en weet jy wat nie, die manier hoe jy met my gepraat het, ek nou niks sal vergou nie, en ek verstaan nie, hier in my hart, net gou 'n tip, as jy offense hier ervaar, moet jy jou hart gaan ondersoek. Because iets het gedrop, en dit het iets hier binne geraak. Offense is nie altyd van iemand af nie. Offense is wat hier binne broei. As iets hier binne broei, dan gaan as iemand pouk daar, dan gaan dit uitkom. Nee? En ek het dit al baie ervaar. Ek het al na mense toe gaan wat ek gedink het, yes, ek's nou offended. Dan gaan ek na die persoon, dan praat ek met hulle en sê ek sê, maar hulle weet nie waarvan jy praat nie. Soos hulle het niks lelik gesê of bedoel of enigiets nie. It's what's in your heart. As jy ooit enigiets meer wil weet oor offense, gaan kyk John Bevere se Bite of Satan. Dis amazing en dit praat absoluut oor offense. Die grootste probleem in ons samelewing vandag is dat niemand van ons wil reggewys word of reggehelp word nie, ons almal vat offense. Dis omdat ons 'n hart het waar ons altyd wil reg wees. Ons is altyd reg en ons is altyd beter. Maar ons is nie. So, ondersoek jou hart, raak kalm, sit by die Here, laat hy vir jou wysheid gee, en then approach it with a good heart. Okay, despise evil, honor those who fear the Lord. Honor those who fear the Lord. In die laaste tye sê die woord, sal broeders mekaar begin aanval, en susters. En ons is in die laaste tye, en in die kerkewêreld sien ons hoe Christene mekaar kruisig. Omdat jy nie in die gees beweeg soos ek in die gees beweeg nie, of daai ene nie beweeg soos daai ene beweeg nie, en die ene sien wat daai ene sien nie, is ons besig om mekaar aan te val met ons monde, en te sê, jy's 'n false prophet, jy's 'n false teacher, jy doen hierdie goed, jy doen daai goed, jy's nie van die Here nie, want jy sondig, al hierdie goed. En weet julle wat gebeur? Die wêreld kyk vir ons en sê, van daai familie wil ek nie deel wees nie. Want as dit, en dit kom al lank aan, maar dit is nou erg. Ek wil nie 'n Christen wees as dit is so dit my Christen, want daai ou steek die ander ou in sy rug.
Die eerste kans wat ek kry is 'n backstabber. Ons kan nie so wees nie, julle. Ons moet mekaar lief hê met 'n goddelike liefde en ons moet vir mekaar genade hê want God het vir jou genade. So, honor those who fear the Lord. As jy weet iemand het die Here lief en he fears the Lord, moenie altyd iets wil sê om die laaste sê te hê of reg te wees nie. As jy nie saamstem nie, gaan ondersoek dit in die woord, praat met die Here en gaan met 'n gentle hart en gaan vra, okay, ek verstaan nie lekker nie. Okay, in plaas daarvan om net vuurige pile af te skiet en mekaar seer te maak, keep your word, do not change it. My ja is my ja en my nee is my nee. En as ek gesê het, ek is so laat hier, dan is ek so laat daar. Dan reël ek my goed so, as ek gesê het, ek sal jou help, dan help ek jou. As ek gesê het, ek sal doen, dan sal ek dit doen. Die probleem is, ons wil almal please, en ons hardloop oral rond. Okay, maak tyd in jou dagboek. Dis nou net tips, maniere hoe mense kan. Ek weet julle het al hierdie goed gehoor, maar ek sê dit weer want partykeer by die 500.000ste keer dan klik daar iets partykeer. By my gebeur dit ook so, dan is ek soos, yes, ek het hierdie al 20 keer gehoor en skielik is dit soos, hallo, liggies het aangegaan. So maak tyd. Ek het nou die dag hierdie gewone was so amazing en dit maak so sin. Wie van julle het al van 'n profeet 'n woord gekry wat julle nie ken nie? En dit het gevat. Ek bedoel, dit is niks van meer nie. Ek het al baie profetiese woorde gekry. Wie het al van 'n bekende profeet woorde gekry? En dit gevat. Hoor hierdie. Onthou 'n profetiese woord wat iemand gee, moet jy kan trust. Ondersoek dit en as dit resonate met jou, trust jy dit. Maar as iemand wat vir my gereeld woord gee, nooit sy woord buite 'n profetiese woord hou nie, nooit betyds is nie, en geen integriteit het nie, then why would I trust his word? So mense, ons moet besef dat ons met ander mense in die samelewing werk. Hou jou woord. Moenie vir my sê dis my persoonlikheid nie. Ek het hierdie ding en ek het daai ding en 'n label van ADHD en ACSV en ek weet nie wat alles nie. Wat ook al jy dit wil noem nie. Sê net nee. Sny dit af. Ek is 'n mens van integriteit, ek hou my woord, my ja is my ja, en as my goed nie inpas nie, dan cancel ek daai ding, en moenie ja sê vir iets, omdat as jy nie tyd het nie, want dan gaan jy die ander persoon afskeep. So, laat jou woord wees, en jou ja wees, en jou nee wees. As jy vir iemand 'n belofte maak, wat jy weet jy nie kan hou nie, en jy het dit gedoen, omdat jy sleg gevoel het, of wou goed lyk, dan gaan jy met integriteit na die persoon, en jy sê vir my, ek is baie jammer, maar ek het nou belofte gemaak, wat ek weet ek nie kan hou nie. So ek vra verskoning. Okay, dit is so eenvoudig soos dit. Het lyk bietjie stupid, maar daar's genade daar, en ek sê altyd vir my kinders, vertel net vir my die waarheid, want daar's vir my meer, there's more grace in the truth, as wat ek dit uit jou moet uittrek en raak, maak jy my net nog kwaad. Ons almal was al daar, nee? Ons kinders, so raak vieser soos ons besef hulle vir ons jok. Okay, be generous without interest. Geld is 'n horrible ding. En is nie net geld nie. Ek het 'n vriendin gehad, jare terug. Ek is nie 'n geskenkie mens nie. Ek vergeet om geskenke te koop. Dis nie in my nie. Ek kan leer, en ek probeer, maar dit vat meer werk. Yes, julle, ek praat van net 'n vriendin. En ek kry 'n nuwe werk en ek skuif van werk en dis my eerste dag en ek kry 'n bos blomme en chocolates en ek is soos Jessie, my boyfriend doen nie eers dit nie. En toe sit weer iets anders en dis blomme en dis chocolates en ek is soos Jessie. Okay, hierdie is vreemd. Jare later, nou onthou net gou hierdie, as ek nie geld het om te gee nie. Nie dat ek alles anders te doen wat lekker is en ek wil nie die geld gee nie. Ek praat van, ek doen minimaal.
ek kan net by die huis wees, ek kan eet, ek kan my toiletries koop, en miskien een keer in 'n week kan eet ek ook nie, want ek het nie genoeg geld nie. Ek praat nou van daar, nê? En ons iemand wat so generous is, ry jou rond, en dis nie dat ek vra nie, dis soos in, ek wil jy saam gaan, o ja, okay, kom ons geleentheid om uit te gaan, kom ons gaan uit. Ry saam, beweeg saam, word genooi, as goed. Jare later, celebrate ons nuwe huis waarin ons getrek het in Denneburg, en it's amazing, en ons nooi haar, en ons wil ons joy met haar deel. En sy stuur vir my 'n boodskap. Jy wil nou net weer brag oor alles wat jy gekry het. Nee, ons mag skak so af. En ek besef, hier's fout. Ek het regtig net in my hart my joy gedeel. Maar toe kom dit daarop neer dat alles wat ek gedoen het, het jy nooit vir my iets teruggedoen nie. Wie van ons doen dit? Iets vir iets. Be generous. Jou tyd, jou geld, wat jy gee. Wat impart ek in mense in? Wil ek gesien word, of doen ek dit uit liefde uit? Okay, so be generous without interest. Daar is nou met geld. As jy vir iemand geld leen, moenie gaan dink oor hoeveel geld kan jy uit hom uitmaak vir, as jy gaan nou 25% interest bysit. Jessie. Want daai ou kan nie 'n kredietkaart kry nie, en die kredietkaart is anyway 21% rente, of whatever. Okay, don't take bribes against the innocent. A bribe is maar baie dieselfde as ek dit vir jou doen, dan gaan jy dit vir my doen. It's the same thing. Dis nie net geld nie. Moenie iemand bribe nie. As jy iets wil doen, doen it generously. As jy dit wil doen, sê jy nee. Ons moet terugkom by die plek waar ons in geregtigheid stap. Waar ons mekaar in die oë kan kyk en kan sê, as ek hierdie getuienis met jou deel, en ek dink dit is wat die laaste tyd gebeur het ook, oor die jare. Weet julle hoe het getuienis doodgeloop? Niemand getuig meer oor die goedheid van God nie. Daar's baie wat getuig oor die Here het vir my R25,000 gegee. Maar daar's niemand wat getuig oor die klein goedjies wat die Here doen. Ek praat van klein goedjies. Ek sal nou getuig. Ek het 'n meisiekind wat 2 matriekafskeide nou gehad het. 2. Weet julle wat kos dit? Ek het navraag gedoen by 2-3 fotograwe. Met 'n blessing, 'n family prys, R1,200 vir 'n uur. 'n Matriekafskeid, nie al troue nie, 'n matriekafskeid. Ek het sy rokke gaan aanpas. Julle, R1,300 'n aand vir daai rok, môreoggend moet ek dit teruggee want iemand anders moet dit dra. Dis hoe insane dit is. Nou, dis nie dat ek nie geld het nie, maar my geld is klaar vas. Ek moet my selfoonrekening betaal, my kar betaal. Dis goed wat moet gebeur. En ek gaan geen name noem nie, en ek gaan nie iemand uitsond of uitwys nie. Maar ek dank die Here dat daar mense was wat na my toe gekom het en gesê het, ek sal haar hare en make-up doen. Vir die ander aand, ek sal haar hare en make-up doen. Ek sal betaal vir haar naels. Ek het nie gevra vir enige iets nie. Die Here het hulle gestuur. Ons sou nie foto's geneem het nie. Sy het 'n meisiekind vriendin gekry wat besig is om haar fotograaf goeders op te werk wat baie billik was. En Rudy het 'n oproep gemaak en gesê, "Jessie, ek het 'n plek nodig." Weet julle hoeveel vra? Wat is daai plek wat R800 vra? Okay, daar's 'n plek. Ek moet nie. So was dit 'n oomblik. Ek wou niemand uitwys nie. Daar's 'n plek wat hoor gou vir 'n uur van foto's neem. Dan moet jy nog die fotograaf betaal. R800 vra. Per persoon. So as ons as 'n family van 5 gaan, net om 'n foto saam met ons dogter te kry wat 'n matriek klaar gemaak het, weet julle hoeveel geld kos dit? Dan sal 'n ander plek wat R150 per persoon vra, maar sit R150 maal 5, plus die ouetjie wat saam met haar gegaan het en sy ma en pa, dan raak dit baie. En in een oproep van regte geregtigheid van ons wil ons kind se laaste jaar vier. Ek sê nie trou nie, maar ons wil dit net saam met haar vier. 'n Paar foto's sê en. In een oproep organise 'n vroue plaas. Absoluut verniet.
En dit is dankbaarheid, wat ek nou deel. Dit is wat God doen. Hierdie is 'n getuienis. Dis 'n getuienis van hoe God werk en hoe groot hy is. En ek ken elke een van daai mense wat hulle hand uitgesteek het, sê ek sal help, en nie een van hulle weet ek gaan terugkom en sê, jy weet daai dag toe ek jou kind se make-up gedoen het, nee. Ek het nodig dat jy asseblief vir my profetiese woord gee. It happens. Nie fout maak nie, dit gebeur. Dit is wat ek van praat. Be generous. Ons moet liefdevol wees teenoor mekaar. Maar nou het ek 'n getuienis gedeel. Wees versigtig. Gaan julle dit slander, wat ek gedeel het? Of gaan julle saam met ons rejoice? Want weet julle wat doen mense? Ja nee, ek sien, sy het nou weer 2 matriekafskeid, waar kry sy die geld? Wie daai rokke betaal? Al daai goeders. Maar niemand het ooit my getuienis gehoor, julle het nou, maar niemand het ooit die getuienis gehoor van hoe God voorsien het nie. 2 jaar terug, sê Rudy vir die Here, hy sê, Here, ek wil my vrou op ons honeymoon wegvat, en ons gaan na Eco Cabin somewhere in Woester, en dit was 'n amazing tyd geweest, ek praat van rustig, en dit was amazing. En hy het nie eens my gesê hoeveel dit kos nie, en al wat hy gedoen het, hy het op die Here vertrou, sê, Here, ek wil my vrou wegvat, en ons gaan nooit met ons honeymoon, dit was nou Woensdag, wanneer was dit? Woensdag was ons 20 jaar anniversary. Ons gaan nooit weg, want ons is te besig. En hy vat my weg en mense kyk na die foto's en hulle soos, ja, hoe het jy nou weer hoe het jy dit reg gekry om dit te betaal? Weet jy hoeveel? Nou gaan Google hulle hoeveel dit kos ook. Maar ken jy die getuienis van wat God gedoen het? Ons moet ophou mekaar se foto's te kyk op die media en nooit te kommunikeer en te vra, Jesus, ek sien julle het 'n wonderlike tyd gehad daar. Hoe het jy dit reg gekry om daarna toe te gaan? Of vra net gentle, moenie sê, Jesus, hoeveel het gekos nie. So is ongeskik. Maar hoe het jy dit reg gekry? En die getuienis daarvan dan, om te verstaan dat die Here voorsien. Hy gee vir ons dinge wat ons nie eers sou gevra het nie. Dis dinge wat ons ontvang uit liefde uit van God af, omdat hy ons so lief het, wat ons nie vervra nie, maar dit moet ons getuig oor, maar ons doen nie. En omdat ons nie mense se getuienis in hierdie opsig hoor nie, is aan die kant om, kyk ons op sosiale media, al die goeders, daar's net 1 foto gepost van Monique se 1 matriekafskeid, want net nou. As ek die ander ene ook post, dan lyk dit nou regtig sleg dalk. Ek het dit vir 'n oomblik gedink. Soos jy sê, almal gaan sien, sy 2 matriekafskeid toe gegaan, bla bla bla, die karre was voorsien. Ons het nie betaal vir 'n kar nie. Sy het in 'n Porsche gegaan. Die Here het voorsien. Dis sy hart. Dis wat hy vir ons doen. As ons nie oor hierdie goed getuig nie, gaan mense nie verstaan hoe groot God is nie. Dit beteken nie omdat hy dit vir my gedoen het, dat jy gaan dit so ontvang nie. Dit beteken dat wanneer jy op God vertrou, en jy weet dat jy hom liefhet, en hy jou liefhet, sal hy vir jou voorsien in daai dinge. Ons het nie, ek gaan eerlik wees, ons het nie gevas en gebid hiervoor nie. Ek het nie nou 21 dae Daniel vas gedoen en gesê, Here, my kind het 2 matriekafskeide, ek moet nou vas en bid, want ek het nou geld nodig nie. Ek het net gesê, my kind, hierdie is wat ek vir jou kan gee. Ek het letterlik vir gesê, hierdie is wat ek tot my beskikking het. En die Here het letterlik net alles kon gee. Hoe maak ons kinders groot? Om alles te kry wat hulle wil hê, of hulle te gee wat jy kan, en te vertrou op die Here vir die res? As 'n God van geregtigheid, don't bribe people. Nou, omdat ons gaan terug na die kruis toe. Omdat hy in sy woord sê dat al hoe ons in geregtigheid kan staan is deur Christus. Deur te glo. Dat hy is ons verlosser en ons saligmaker. En ek wil hierby inkom, en ek weet ek klink nou dalk soos 'n bearer of bad news, of hoe ook al jy dit wil sien vanoggend, maar my hart is regtig opreg. Van ons gebruik die verbondsmaal te maklik.
Want ons net nou kyk die ou langs my. As ek dit nie gebruik nie, dan gaan hy dink ek is sondig in my lewe of ek is kwaad vir iemand. Maar moenie dit gebruik as jy in jou hart voel jy wil dit nie nou gebruik nie. Jy kan by die huis dit ook gebruik, jy hoef dit nie net in die kerk te gebruik nie. Hierdie kan jy enige tyd van elke dag gebruik, soveel as wat jy wil en aan God dink. Sy liggaam is vir ons gebreek, wat beteken ons genesing vir ons daarin. Nie net fisies nie, emosioneel ook, geestelik. Sy bloed het vir ons gevloei, wat beteken ons is skoon gewas deur sy bloed. As jy met jou kop geglo het dat hy God is en nog nie met jou hart nie, vat dit saam huis toe. Nie net dit nie, wat ook al jy in jou hart ervaar. As jy eers voel jy het iets wat jy wil gaan regmaak met die Here. En dit is nie miskien nou so eenvoudig om dit te doen nie. Want ons iets wat jy in jou hart moet uitsorteer. Dan vat dit saam huis toe en gaan sit by sy voete. Want ons gebruik die verbondsmaal baie keer te eenvoudig. Weet julle wat se krag is hierin? Genesing. Genesing. Vir elkeen van ons. Want hy is lief vir ons. Wat ook al jy in jou hart vanoggend ervaar. Wat ook al jy ervaar. Gebruik dit soos wat jy dit in jou hart ervaar. Ek wil nie vir julle sê, ons gaan nou die broodjie eet, en ons dink aan Christus, ons gaan nou die sappies drink, want ons dink aan Christus in verwysing na sy bloed. Jy kan vanoggend, ons gaan nou 'n liedjie Nicoline, kan hy, Jesus so beautiful. Ons gaan vir ons 'n liedjie speel, en jy kan sit, en maak jou oë toe, en sit met die Here, en as jy nie vanoggend dit regkry om dit te gebruik, ek praat van met 'n pure heart nie. Moenie dit net gebruik omdat almal dit gebruik nie. Want dan is dit net nog 'n ding wat ons doen. As jy iemand het wat jy moet vergewe, want daar's dalk 'n offense wat ek gevat het, iemand het iets op 'n sekere manier gesê, maar dit nooit regtig so bedoel nie, maar ek het dit so aanvaar. Sorteer die offense in jou hart uit. As daar woede is, as daar bitterheid is, as daar resentment is, maak nie saak teen wie nie. Ons het baie keer resentment wat ons nie eers besef nie. Baie keer raak ons vies vir die Here, omdat hy nie vir ons voorsien soos wat ons wil nie. Maar hy dans nie na ons pype nie. Hy is 'n groot God. Hy gee vir jou wat jy nodig het, nie wat jy wil hê nie.